Goeienaand en baie welkom by ons goeie nuus om 7. Nou ja, ons gaan volgende week weer aangaan met ons sitkamergesprekke. Maar intussen het ek nog ons vrae gekry ook oor die hele konsep van goedhartigheid in die samelewing waarin ons ook lewe, sodat ons vanaand bietjie daaroor gaan saamdink oor die nood wat rondom ons is en wat ons raak sien. Nou ons gaan dan saam lees uit 1 Johannes en 1 Johannes gee vir ons baie mooi riglyne daaroor. So maar voordat ons dit doen, kom ons bid net saam. Here, dankie dat ons in 'n seer en 'n stikkende wêreld u kinders kan wees, dat ons kan weet met liggaam en siel en lewe en in dood behoort ons aan u. U het ons vrygekoop deur u seun, hy het die volle prys betaal en daarom, omdat ons nou u sin is, omdat ons nuwe mense is, leef ons ook met lig en soute roeping in hierdie wêreld. En ons gebed o Here, as ons vanaand met u woord besig is, dat u ons ook daardeur mag lei om ook steeds meer aan hierdie roeping gehoorsaam te wees. Ons bid dit alles om Christus ontwil. Amen. Lees gerus saam met my wat sê 1 Johannes 3 vers 16 tot en met 20. Hy sê hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lipbetaal wees nie, maar met die daad bewys word en dan in opregtheid. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons die ware God behoort en kan ons gewete voor hom tot rus bring. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Dit is eintlik 'n baie ryk gedeelte hierdie en 'n mens sou meer as een keer bietjie daaroor kon gesels. Maar goed, goedhartigheid. Wat is goedhartigheid? Nee, nou goedhartigheid is maar presies wat die woord sê, nee, om goed van hart te wees. Ons sal dit ook noodwendig miskien van iemand sê, nee, daardie persoon het daarom 'n goeie hart. En dit beteken as iemand wat 'n oog het vir iemand anders se nood. En dis maar presies wat die woord in Grieks ook beteken, nee, dade van liefde en diens. Natuurlik lees ons ook van goedhartigheid as deel van die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, goedhartigheid, getrouheid en die res, nee. So goedhartigheid is die aktiewe uitleef van hierdie liefde van kind van God wees, is deel daarvan. Om iets vir iemand te doen uit liefde uit. Nou, weer eens is hierdie nie 'n nuwe tema nie, nee. Ons weet, ons moet liefde vir God en ons naaste. Ons weet, ons moet hê, ons weet dat ons daardie liefde moet uitleef en dat dit nie blote lippetaal moet wees nie, soos Johannes sê, maar tog is dit vir ons moeilik binne in die samelewing waarin ons bly. Net voordat ons verder gaan, dalk net eers dit. Ons kan maklik die Bybel lees met 'n sekere bril, nee, en een van hierdie brille is voorspoed. So, dan lees ek die Bybel en ek vra die vraag, hoe kan die Here my help om ryk te word? Nee, voorspoedsteologie. Of 'n ander bril is om te sê, ek lees die bril of die Bybel met die bril van probleme. Hoe kan die Here my help met my probleme? So dan probeer ek die dinge in die Bybel buig om by my probleme aan te pas. En dan 'n ander bril wat ons baie kry en waarmee ons ook dan dikwels die Bybel lees, is die bril van sosiale verandering of 'n bril van sosiale evangelie, nee, in die Engels praat hulle van 'n social gospel. En dan word daar geleer dat God is die God van onderdruktes en armes. Maar ons kan nie dit doen nie. Ons kan nie die Here verskraal as 'n God van iets of 'n God van 'n sekere groep nie. God is God van alles en van almal. So die Bybel maak 'n oproep aan die rykes om nie materialisties te raak nie. Hy maak 'n oproep aan armes om nie lui te raak nie. So arm, ryk, middelklas, almal loop die gevaar om te dink hulle verlossing lê in geld. En ek dink dit is nodig om dit te besef want ons fokus is dan vandag goedhartigheid en hierdie praktiese uitleef van liefde waarvan Johannes praat. En dan moet 'n mens nie kop verloor en dink dat ons moet die uitstorm en vir almal 'n spul R1000 gaan gee nie. Nee, ons kan ook nie iemand gaan help om te volhard in sy luiheid nie. Nee, so ons kan nie geld gee vir 'n dwelmverslaafde nie. Nee, so daar's bietjie verantwoordelikheid. Ons kan nie die sonde subsidieer nie. Dis 'n belangrike beginsel wanneer ons praat van goedhartigheid. So, dis aan die een kant, ons kan nie sonde subsidieer nie, maar terselfdertyd, ons kan ook nie met oogklappe leef nie. Ons het 'n sosiale verantwoordelikheid. So kom ons kyk bietjie daarna. Nou goed, net eers bietjie
die definisie van goedhartigheid en dan het ons gesê dis om prakties liefde uit te leef. Met ander woorde, goedhartigheid gaan nie daaroor om 'n sekere gevoel teenoor iemand anders te hê nie. Dit gaan daaroor dat ons tyd, ons talente, ons geld, ons gawes sal plaas waar ons mond is. So dit gaan ten diepste daaroor dat ek waarde sal heg aan die regte dinge. Kom ek vat 'n voorbeeld. Nee, as iets in my huis breek en dit kos R10.000 om dit reg te maak, dan sal ek dit miskien nog oorweeg. Nee, as die dak inval en dit kos R10.000, dan sal ek dit nog doen. Maar as 'n haardroër breek, gaan ek nie R10.000 spandeer om die haardroër reg te maak of 'n nuwe een te koop nie. Hoekom nie? Want eiendom se waarde is soveel meer as die haardroër. En daarom is R10.000 in vergelyking met die waarde van die eiendom eintlik minder as in vergelyking met die waarde van 'n haardroër. En nou net so, nee, met dieselfde beginsel, wanneer die Bybel praat van goedhartigheid, dan gaan dit daaroor dat ons moet besef dat mense, hoe seer en hoe stikkend hulle ook al mag wees, dat hulle waardevol is, en dat hulle steeds in die oë van die Here mense is wat hy geskaap het na sy beeld. Mense is kosbaar en daarom kan ons maar ons tyd en ons geld en ons talente, noem maar op, kan ons op mense spandeer. En vers 17 van wat ons geleef het, stel dit eintlik super eenvoudig. Hy sê, wie aardse besittings het en sy broer gebrek ly, nou ja, daar's natuurlik ook sirkels van liefdes betoon, maar met broer bedoel hy nou jou geestelike broer, jou sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Nee, of die ou vertaling sê hom so 'n bietjie anders, hy sê, maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? En daar het ons 'n mooi ding. Wanneer ek my hart toesluit, dan bly liefde eintlik 'n teoretiese ding en word nie prakties nie. So vers 17 trek eintlik 'n direkte lyn tussen gierigheid en jou hart. Gierigheid en om jou hart toe te sluit is dieselfde ding. En dit leer ons met ander woorde dan wat is die teenoorgestelde van goedhartigheid? Is gierigheid. Mens kan nie goed van hart en gierig wees nie. Nou ek praat nie van spaarsamig nie. Spaarsamig beteken jy mors nie. Dis 'n goeie ding. Gierig beteken jou hart is toe, jy is sleg van hart, jy's gefokus op jouself, jy is inhalig, jy kan nie genoeg kry nie. Nee, goedhartigheid is dus 'n bereidheid om nood prakties aan te spreek. Maar nou het ons allerlei tipe nood en dit is ook belangrik om te weet. So, kyk gou saam met my, nee, ons het hierso 4 konsentriese sirkels. En ons weet dat al ons probleme die gevolg van sonde is. Nie noodwendig persoonlike sonde nie, maar die sonde in die wêreld, die sondeval. As sonde nie ingekom het nie, dan was daar geen moeilikheid nie. En hy begin, Genesis verduidelik dit vir ons baie mooi. Die eerste ding wat gebeur het toe die mens besluit het om sy eie baas te wees, is dat ons vervreemd geraak het van God, net die binneste sirkel. Die verhouding tussen God en mens het gedisintegreer. Wanneer God weer saam met die mens wil wandel in die tuin, dan kruip die mens weg. Ons is geestelik vervreemd van die Here en vervreemd beteken dat ons nie meer tuis voel nie, soos diesel in 'n petrolkar. Die kar voel nie tuis met verkeerde brandstof nie en hou hy op werk soos wat hy moet. Petrolkar hou van petrol. So daai geestelike vervreemding het plaasgevind. Die volgende ding wat gebeur het is kom ons noem dit 'n psigologiese vervreemding. So die mense het nie net weggekruip nie, hy het weggekruip want hy was bang. So hulle bly in die paradys. Dis eers nadat hulle besluit het, dis eers na die sondeval dat hulle besluit het om hulle eie baas te wees, dat hulle skielik die emosie van vrees ervaar. So psigologies het die mens ook geval. Omdat ons nie weet wie God is nie, weet ons nie meer wie ons is nie. Ons is gemaak om naby die Here te wees, maar die sondeval het dit gebreek. En daarom ervaar ons identiteitskrisisse, ons ervaar angs, vrees en depressie, ons ervaar verdeeldheid met die lewe, en ons weet nie hoekom ons hier so, of verveeldheid met die lewe, en ons weet nie hoekom ons hier is nie. Ons bevraagteken die sin van alles. So sonde bring vervreemding van God, die middelsirkel, vervreemding met onsself, die tweede sirkel, en dan leer Genesis ons ook dat die mens van mens vervreem is. Adam en Eva was absoluut gemaklik met mekaar, hulle was nie skaam nie, maar na die sondeval is hulle skielik skaam. Nee, hulle perfekte verhouding van liefde en kommunikasie is weg. Die oomblik wat hulle vir God moet wegkruip, moet hulle ook mekaar wegkruip. Kaal beteken kwesbaar, en om iemand met jou kwesbaarheid te vertrou, dit kom nie sommer net van self nie. So wanneer die Here hulle konfronteer,
dan skielik beskuldig hulle nou ook mekaar. So vanuit hierdie geestelike vervreemding kom psigologiese vervreemding, en vanuit hierdie psigologiese vervreemding kom ook sosiale vervreemding. Van God afgesny, van onsself afgesny, van mekaar afgesny. Ons val uit mekaar uit binne in ons, en daarom val ons uit mekaar uit in ons verhoudings. Ons sien dit in ons lewens, ons sien dit in ons gemeentes. Mense raak sommer ook krapperig met mekaar. Ja, hou sommer op daarmee. Nee, so die laaste sirkel wat ons dan leer is ook dat daar 'n vervreemding plaasgevind het in die natuur. Nee, kom ons noem dit natuurlike vervreemding. En hierdie lyne vertel vir ons wat is ons nood. Ons verwardheid tussen reg en verkeerd, depressie en angstigheid en woede en weet nie wat om te doen, die oorlog en misdaad, eensaamheid en gebroke huwelike, armoede, onderdrukking, onregverdigheid, korrupsie, noem maar op. Dis alles geestelike, psigologiese, sosiale en natuurlike krisisse. So wat is ons roeping as die Here se kinders in dit? Het Jesus bloot kom sterf sodat ons met God versoen kan raak, maar die res van die sirkels gee hy nie oor om nie? Of het Jesus gepreek oor bekering, maar hy het ook mense gesond gemaak, hy het ook mense gevoed? Was Jesus se wonderwerke net om vir ander mense te wys wat sy oulike dinge hy kan doen? Nee, Jesus het gekom en met sy goddelike krag het hy eintlik die effek van die sonde in al hierdie sirkels het hy teëgewerk. Nou, natuurlik is die onderliggende probleem is ons verhouding met die Here. Maar ons roeping is om in al hierdie sirkels die Here se genade te verkondig. En as mens gaan kyk na geestelike gawes in 1 Korintiërs 12, Efesiërs 4, Romeine 12. Party is woordgawes, preekgawes, onderriggawes. Ander gawes is gawes van diens en hulp. So die Here sê nie net wie wat, kom ons fokus net op die geestelike en gee nie om oor die res nie, inteendeel. Die ander moeilikheid is dat van hierdie sirkels, miskien moet ons hom net gou weer wys, die ander ding van die sirkels is dat die buitenste sirkels is gewoonlik maklik om te sien, maar die binneste sirkels nie. Iemand wat nie sin in die lewe sien nie, sien dit nie, want hy of sy is vervreemd van die Here en hulle weet dit nie. Dit vat die Heilige Gees en baie gesprekke en berading maar wanneer iemand wat honger is, dan weet jy is honger. Jy weet as jy dors is, jy weet as 'n aardbewing jou tref. Jy weet as jou huwelik struikel. So die buitenste sirkel is uiterlike nood, die innerlike sirkels is innerlike nood. Trouwens, dis hoekom die Here ook vir ons mense gee om ons hierin te begelei. Nee, ons kan nie elkeen individueel doen so naaste by soos wat ons almal saam kan doen nie. En daarom ouderinge wat moet help dat daar woordverkondiging is. Ek persoonlik kan nie 'n ander gesin dra nie. Nee, maar ons almal saam kan. Daarom diakens. Diakens is daarom om ons te help om ons daar te sit, daar waar ons mond is, nie woord en diens. Lukas 24 sê eintlik baie mooi dat Jesus was magtig in woord en daad. Hy het die wonderlike vermoë natuurlik want hy's God en hy's mens om in woord en daad sy goddelikheid te laat skitter. So goedhartigheid is die aanspreek van nood op verskillende vlakke. Partykeer is daai goedhartigheid om by iemand te gaan sit wat hartseer is, om met iemand te praat. Partykeer is dit om kos te gee, partykeer is dit middele, noem maar op. Nee, maar ons sal skuldig voel wanneer ek nie vir iemand R10 gee nie. Terwyl eintlik het ek nie noodwendig nou R10 om te gee nie, maar ek het wel tyd om by iemand te gaan sit, by iemand 'n koppie koffie te gaan drink, met iemand te praat oor die Here. Dis alles deel van ons goedhartigheid en daarom moet ons versigtig wees om nie sosiale nood te sien as die enigste nood wat daar in die wêreld is nie. Daar's verskillende maniere van nood. Nee, selfs om 'n uur te vat en op die strand gaan loop en papiere op te tel. Nee, dis goedhartigheid. So goedhartigheid is die aanspreek van die nood van die wêreld op al die vlakke, deur ons dade, volgens die gawes wat die Here vir ons daarvoor gegee het. Ons kan nie ons harte toesluit vir mense nie. Daar is hierdie pragtige gedeelte in Matteus 25 waar Jesus dan ook sê, ek was honger en julle het my iets gegee om te drink, ek was dors, ek was kaal, julle het my iets gegee om aan te trek en dies meer. Nou natuurlik moet ons net daai ding mooi onthou dat ons word gered deur geloof in Christus Jesus alleen. Ons dade, ons goedhartigheid red ons nie, maar ons dade is 'n uitvloeisel van die feit dat ons gered is. Nee, anders gestel, die vrug van die Gees is goedhartigheid, dis die vrug daarvan, die gevolg daarvan. En net soos wat ons graag wil groei, in liefde en vreugde en vrede
wil ons ook groei in goedhartigheid. Maar goed, nou is daar 'n ding wat ons net ook oor moet praat en dit is valse goedhartigheid. Valse goedhartigheid is wanneer ek dinge doen om bloot my gewete te sis. En dit is interessant as mens Johannes gaan lees, dan praat Johannes daaroor om te sê wie wat die Here is ook groter as jou gewete en hy weet ook meer as dit. Maar wanneer ek iets doen of iets vir iemand gee, sommer net om beter oor myself te voel, dan gee ek sentimenteel. En hierdie is regtig moeilik. Nee, hierso moet ons met onsself regtig hard en eerlik wees, want ons paai kruis elke dag met duisende mense wat regtig baie hulp nodig het. So hoe doen ons dit in Suid-Afrika? Nou, goeie riglyn is natuurlik dat goedhartigheid is dat ons optree. Goedhartigheid is nie om bloot net heeltyd te reageer op sekere dinge nie. Wanneer iemand skielik in jou arm vat en vir jou sê, ek kort 'n R10 en gee jy, dan reageer jy bloot. Dit is bloot 'n reaksie, nie waar nie. En dan voel jy bietjie beter, want net daarna klim jy in jou kar wat jy volgemaak het met brandstof en jy ry na jou huis toe. Dikwels wanneer ons bloot reageer op situasies, dan subsidieer ons die sonde. Of dit nou luiheid, of verslawing, of wat ook al is. Maar ons sal gee, want dan voel ek beter, ek sis my gewete. Dis sentimenteel. Wat baie keer ook gebeur is, mense sal ook begin om jou goedhartigheid uit te byt. Daarom kan hy ook baie keer op 'n punt kom, hy sê, luister, ons gaan nou nie meer help nie. Jy is besig om te teer op my goedhartigheid, en dis ook nie reg nie. Nou, ons wil nie oorreëls maak nie, ek dink nie dis nodig nie. Soms, ja, ons reageer ons op 'n sekere situasie, ons gee 'n paar aan. Die Here moet ons ook daarin lei, maar om werklik goedhartig te wees, beteken bloot bietjie meer, vra bietjie meer moeite, as net hier en daar 'n vinnige 5 of 'n 10 randjie. So, wat ons moet doen, is om te besluit, waar kan ek my middele, onthou, daar's verskillende vlakke van nood, waar kan ek my middele, waar kan ek my gawes gebruik met verantwoordelikheid. Rentmeesterskap is weer 'n tema op sy eie. So waar kan ek my tyd en my gawes en my geld gee, waar dit die beste aangewend sal word. Want dan is ek verantwoordelikheid met dit wat die Here vir my gee. Gee die Here vir my, sodat ek vir iemand anders kan gee, sodat hy of sy dwelms daarmee kan gaan koop, hy of sy drank dalk mee kan verkoop. Dis mos nie reg nie. Nou, sommige mense sê, ja, maar ek gee en wat daardie persoon daarmee doen, is daardie persoon se saak. Nee. Ja, dis dalk ook weer 'n ontduiking van ons eie verantwoordelikheid. Ons kan nie dit doen nie, geliefdes. Die Here roep ons op om ook met groot wysheid hierin op te tree. Die gemeente in Tessaloniki het dieselfde vraag, selfde effek, selfde omstandighede as ons gehad, en dan sê die Here, hy sê baie duidelik vir hulle, as iemand nie wil werk nie, dan moet hy nie eet nie. Nee? So baie hard en duidelik, moenie iemand se luiheid subsidieer nie. En dan sê, en dis eintlik baie harde gedeelte, jy kan dit gaan lees, 2 Tessalonisense 3 vers 10 tot 12. Hy sê, daar's mense wat leeg lê, hulle werk nie, en dan bemoei hulle self met ander mense se sake. En dan staan daar, sulke mense beveel ons op gesag van die Here Jesus Christus, dat bepaal jou by jou eie werk, en verdien jou eie brood. So, daai ding moet ons in gedagte hou, en dan sal nou 'n klomp temas wat hieruit saamspruit, nie, want die oomblik, as iemand kan begin werk, dan is daar menswaardigheid, daar's 'n klomp dinge wat daarmee saamgaan. Maar goed, goedhartigheid, wanneer ek bloot net gee, en daarmee iemand se luiheid aanhelp, dan is ek eintlik ongehoorsaam in my gee. Dis valse goedhartigheid. Goedhartigheid waarmee ek net my gewete wil sis. Hoe groei ons hierin? Nou, ons groei in goedhartigheid net soos wat ons in enige ander ding in ons verhouding met die Here groei, nee, deur nader te leef aan Christus. 1 Johannes trek baie duidelik die lyn tussen goedhartigheid en liefde vir God. Goedhartig wees is 'n natuurlike reaksie van gelowig wees. Met ander woorde, net soos wat die ander eienskappe van die vrug van die Gees na mekaar toe vloei, hulle is ingeskakel met mekaar, so is ook goedhartigheid. Nee, dat liefde, vreugde, vrede en geduld alles deel is van ons goedhartigheid. Hoe meer ek groei in goedhartigheid, hoe meer groei ek ook in liefde, vreugde en vrede. En dit is, op die einde van die dag moet ons net onthou, dat my fokus is nie om te groei in goedhartigheid nie. My fokus is om te groei in my liefde, in my verhouding met die Here. Ons is goedhartig teenoor mense, omdat ons weet die Here het hulle lief.
En ek groei daarin, omdat ek weet die Here het my lief. So ons mikpunt, nader aan Christus, altyd, en hoe nader ek aan hom kom, hoe meer besef ek my eie waarde in Christus, hoe meer besef ek ander mense waarde in Christus, hoe makliker sal dit vir my word, om ook goedhartig te wees. Want ons moet maar erken, dat in ons harte is ons eintlik almal maar fariseërs, wat dikwels dink ons is beter as ander. Ons dink die Here hou van ons, omdat ons soveel oulike goedjies doen. En dit is net eenvoudig nie waar nie. Nee, onthou maar, ons is baie meer sondig as wat ons dink, en baie meer geliefd, as wat ons ooit sal besef. Jesus sê ook, om te gee, maak jou gelukkiger as om te ontvang. So gaan probeer dit, gaan toets dit bietjie uit. Goedhartigheid. Leef naby die Here Jesus Christus, dat die Gees ons harte kan goedmaak, dat ons nie ons harte sal toesluit nie, dat ons harte sal oopgesluit wees, maar met 'n biddende verantwoordelikheid en 'n wysheid wat die Here vir ons gee, om te sê, maar waar kan ek dit wat ek van die Here gekry het sy tyd of gawes of middele, waar kan ek dit gebruik tot die eer van sy naam, tot voordeel van mense, om hulle nie te help van die wal af in die sloot nie, maar na die Here se naam ook daardeur geskitter mag, vereer en kan skitter. So mag die Here regtig ook vir jou in sy groot wysheid hierin lei, mag jy ook biddend goedhartig wees in Suid-Afrika nou 2025. Kom ons bid saam. Ons Here, ons ervaar soveel keer, soveel dinge en soveel mense om ons wat regtig nood het en ons harte breek en ons voel so onmagtig om regtig te kan sê, maar waar en hoe moet ons help? Mag jy deur die Gees ons oë oopmaak, ons harte oopmaak, maar ook vir ons die wysheid gee waar om reg te help en hoe om te help op 'n verantwoordelike manier, om ook dit in afhanklikheid van U te doen, om nie sommer net heeltyd te reageer of net ons eie gewete te sis nie, maar werklik in 'n verhouding met U en deur U ook ander mense lief te hê. Ons bid dit, Here, want in onsself het ons nie, ons het nodig dat ons hierin lei, en daarom vra ons U dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ja, stuur gerus my e-pos of 'n WhatsApp, ons gesels graag nog so 'n bietjie hieroor, maar intussen baie mooi week en 'n pragtige Woensdag aand verder. Groetnis.